Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Baie welkom by 'n sak vol stories. Daar's 'n lekker lywige storie in die sak vir vandag. Maar voor ons daarby uitkom, onthou net, jy kan op ons webblad die storie saam gaan lees. Jy kan ook daar inteken en seker maak dat jy nie een enkele storie misloop nie. Onthou ook om ons 'n like te gee hierso of teken in waar ook al jy na jou potsendings en stories luister. Maar nou hoop ek julle is reg vir vandag se storie. Hier gaan ons. Die koning wat aan die maan wou vat. Eendag, lank gelede, in 'n ver afgeleë land met die naam Woerdswater, was daar 'n koning met die naam Alonso. Koning Alonso was 'n baie hoogmoedige koning en hy was ongelooflik trots op sy koninkryk. Hy het op sy paleis se balkon gaan staan en oor die hele land uitgekyk. "Kyk net," het hy vir sy raadgewer gesê. "Kyk net hoe wonderlik is ons. Wat 'n perfekte koninkryk. Dis die gelukkigste plek op aarde. Almal het genoeg om te eet, lekker snoesige blyplekke en hulle werk en speel net genoeg vir goeie balans." "Inderdaad, U Majesteit," het sy raadgewer gesê. "Almal het genoeg om te eet, lekker snoesige blyplekke en hulle werk en speel net genoeg vir goeie balans." Met 'n effense frons op sy voorkop het die koning na sy raadgewer gekyk. "Ja, natuurlik, ek sê mos so. Maar wat ek eintlik bedoel is dat ons die beste is. Die heel beste met alles." "Wel, ek is nog nie seker oor alles nie, Majesteit," het die raadgewer versigtig geantwoord. "Maar ons is beslis gelukkig." "Gelukkig, smukkig man. Ons moet die beste wees. Ek moet weet dat ons die heel beste is, dat ek die mees eerbare en ongelooflik goeie koning van die mees suksesvolle en magtigste land op aarde is. Byvoorbeeld, ons het die hoogste geboue, korrek?" "Ja, Majesteit," antwoord die raadgewer. "En die pragtigste riviere?" "Ek sou so reken, Majesteit." "Maar natuurlik het ons. Ons het die mees talentvolle kunstenaars, die beste storievertellers, die sterkste weermag, die vinnigste perde, die lekkerste pannekoeke, die grootste skepe." Dit is nie heeltemal waar nie, Majesteit." "Verskoon my?" vra die koning, skoon ontstel. "U sien, die koninkryk van Sonneblomia het die Pylstert 5000. Dit is 'n skip langer as genoeg," bulde die koning. "Kry die meesterbouer, nou dadelik." En kort voorlank daag die land se meesterbouer in die koning se paleis op, rooi in die gesig en skoon uit asem. "Tot die diens, Majesteit," het hy gehyg. Die koning het sy hande hoog in die lug opgesteek en in 'n harde stem gesê: "Ek beveel julle om die grootste en kragtigste skip in die hele wêreld te bou." Die bouer het sy span bymekaar gekry en aan die werk gespring. Hulle het gesaag, geboor, getimmer en geskaaf laat die stof en saagsel spat. Na baie ure se harde werk kon hulle uiteindelik die koning na die hawe toe neem en vir hom die massiewe, enorme, reusagtige boot wys wat hulle gebou het. "Ja," het die koning uitgeroep. Ja. Ons het die heel grootste en beste skip in die hele wêreld. Almal sal met verwondering na ons kyk. Kyk net hier rondom ons. Ons het die grootste en mooiste hawe. Ons het die mees kleurvolle ballonne. Ons het die koudste koeldranke. Ons het die hoogste berg. Ons het... Ekskuus tog, maar dis nie heeltemal waar nie, U Majesteit." Die koning het sy raadgewer met woede in sy oë aangegluur. "Nee, heeltemal waar nie?"
Die arme raadgewer het skaam en onseker weggekyk. "Toe nou man, uit daarmee," het die koning ongeduldig gebulder. "Ek's bevrees die bopunt van die Klappertandgebergte in die koninkryk van Kabomilia is 'n volle 3 meter hoër as ons hoogste berg, Rosynkrans." Die koning het kliphard met sy voet op die grond gestamp en geskreeu: "Kry vir my die meesterbouer!" En natuurlik het die meesterbouer kort daarna weer aangehardloop gekom. "Ja, majesteit, hiermee gee ek jou amptelik die koninklike opdrag om ons berg, Rosynkrans, 4 meter hoër te maak." Weereens het die meesterbouer sy span bymekaar gekry. Hulle het gegrawe en gegrawe en gegrawe en groot houtkiste vol grond gemaak. Hierdie kiste het hulle op waans gelaai en met groot spanne osse teen die styl en klipperige pad tot bo op Rosynkrans getrek. En dit moes hulle oor en oor doen. Stadig maar seker het die berg al hoe hoër en hoër geword. Uiteindelik was hulle werk klaar en die berg 4 meter hoër. "Haha!" het die koning van die bopunt van die berg afgeroep. "Ons het die hoogste berg, ons het die beste bouers, ons het die meeste waans. Jy moet erken, o raadgewer van my, ons is die beste. Kan jy aan enigiets dink wat ons nie kan doen nie? Enigiets op aarde?" "Nee, u majesteit, niks op aarde nie." "Ja!" het die koning geroep. "Niks op aarde!" En toe sien die koning die volmaan wat bo hom skyn. "Ek het dit," het hy vir homself gesê. "Ek weet hoe ons die hele wêreld kan wys hoe sterk en magtig ons is." Met 'n mallerige uitdrukking op sy gesig, het hy na sy raadgewer gekyk en met 'n groot glimlag gesê: "Ons gaan 'n toring bou en aan die maan raak." "Maar dit kan tog sekerlik nie moontlik wees nie, u majesteit," het die raadgewer versigtig geprewel. "Nonsens," het die koning se stem gedreun. "Meesterbouer, bring daardie leë houtkis wat agter op die wa staan." Die bouer het dadelik gedoen wat hy beveel is. "Goed, bring nou nog 'n kus en sit hom bo op daardie eerste ene." Die bouer het die kus nader gedra en bo op die eerste een gesit. Die koning het nader getree en met sy een hand op sy raadgewer se skouer vir balans het hy tot bo op die kiste geklim. "Daar sy. Bring nou vir my al die ander kiste van al die waans af wat julle gebruik het om die grond tot hier bo op Rosynkrans te sleep." So gesê, so gedaan. En die koning het tot heel bo op die stapel kiste geklim, maar dit was nie naaste by hoog genoeg nie. "Nog kiste," het die koning beveel. "Maar ons het nie nog nie," het die bouer van onder geantwoord. "Nou kry dat nog," het die koning gesê. Die meesterbouer en sy span het al die waans teen die berg afgesukkel en 'n boodskapper deur die hele dorp gestuur. "Bring julle kiste," het hy geroep. "Kiste vir die koning, bring julle kiste." Die mense het van oral oor met kiste opgedaag. Houtkiste, metaalkiste, groot kiste, klein kussies, tomatiekiste, gereedskapskassies, medisyne tassies, enige soort kus waaraan jy kan dink. Wa na va is volgelaai en teen die berg op. En bo op die nuwe 4 meter hoë kruin van Rosynkrans het die meesterbouer die kiste bo op die ewig groeiende stapel kiste gepak. Teen hierdie tyd het die koning al tot bo die wolke op die kustoring gestaan. "Meer, nog meer, kry nog meer," het hy beveel.
Ons het nie meer nie, U Majesteit, het die meesterbouer moedeloos van onder geantwoord. Ekskuus, het die koning gesê. Ek sê, ons het nie meer nie. Nou maak dan nog jou stommerik. Die meesterbouer en sy span is weer teen die berg af. Hulle het gesaag en gekap, getimmer en geboor, en gemik en geplak en vasgeskroef. Naderhand was daar niks meer in die hele koninkryk oor om nog een enkele kussie van te maak nie. Hulle het hulle moe spanne osse met waans vol kuste teen die berg uitgelei tot heel bo. Kus op kus op kus is op die hoop gestapel. Van hoog bo kon hulle die koning hoor roep, amper daar, bring nog! Nog? Daar is niks meer oor nie, het die bouer geroep. Ag, loutere onsin, het die koning geskree. Daar is sekerlik nog. Ek is bevrees daar is regtig niks meer nie, Majesteit. Hierdie is regtig alles. Nou haal dan 'n kus onderuit en sit dit bo-op, het die koning beveel. Maar, U Majesteit, dan sal die toring sekerlik stilte, het die koning se stem gedreun. Maak soos ek sê, dit is 'n bevel. Die bouer kon sien dat die koning se trots en hoogmoed hom heeltemal oorgeneem het. En selfs die mees eenvoudige feit sou hom nie anders kon oortuig nie. Daar was niks anders te doen as wat die koning gevra het nie. Die bouer het aan 'n kus heel onder aan die toring begin trek. Dit was so styf vasgepak onder al die ander kuste dat dit skaars wou beweeg. Hy het sy span nader geroep en saam het hulle getrek en gestoot en gestoot en getrek en toe uiteindelik spat die kus uit. In 'n oogwink het die toring begin kantel. Met 'n enorme geraas het die kuste in die lug uitgetuimel teen die berg af tot heel onder in die dorp. Toe die stof uiteindelik gaan lê, was die bouer te bang om eers te begin om na die arme koning te soek. Maar gelukkig het die koning glad nie baie seer gekry nie. Met 'n paar skrape en bloukolle het hy die volgende dag weer sy pligte as koning begin nakom. Maar met 'n baie verskillende houding as tevore. Van daardie dag af het hy na sy raadgewers geluister, na sy bouer geluister en na die mense geluister. Hy was al te dankbaar vir enige goeie raad en ondersteuning wat hy kon kry. Deur kalm saam met sy mense te werk, het hy weer rustigheid oor die land laat neerdaal. Was hulle die heel beste? Was hulle die heel sterkste? Dalk nie, maar hulle was beslis so gelukkig as wat hulle ooit kon wees. Daar sy. Baie dankie vir die saamluister. Wat dink jy? Dink jy die koning gaan sy les onthou? Ek hoop so, want dit klink asof dinge baie rustiger gaan, as 'n mens nie te veel van ander mense verwag, net om jouself beter te laat voel nie. Baie dankie vir die saamluister. Onthou om in te teken en ons te volg en laat weet ons sommer hier in die kommentare of jy die storie geniet het. Tot volgende keer. Arrivari.